2x min 5 gemaal met x min 2 gelyk aan 15. Nou die vraag is los op vir x. Jy moet onthou, daai is 'n kwadratiese vergelyking, maar jy kan hom nie oplos as die ander kant nie 0 is nie, né? Jy gaan altyd eers daai 15 moet oorgooi sodat jy 0 aan die ander kant kan kry. So ek gaan uitmaal, dan word dit 2x² min 4x min 5x plus 10 min 15 is gelyk aan 0. Wat dan vereenvoudig tot 2x² min 9x min 5 is gelyk aan 0. En dan moet jy van vooraf gaan faktoriseer. So dis altyd die eerste stap. Die ander kant moet 0 wees en die linkerkant moet iets wees wat jy kan faktoriseer op 'n manier. So as ek daai gaan faktoriseer, dan gebruik ons faktore van 2 as 1 en 2 en faktore van 5. 2 maal 5 gee vir ons 10 en 1 maal 1 is 1. Ons probeer min 9 kry. So dit gaan wees plus 10 min 1. Ekskuus, min 10 plus 1. So 'n min en 'n plus. So my hakies gaan wees x min 5 maal met 2x plus 1 met 0 gee. En dit beteken x moet 5 wees of x moet min 'n half wees. Tweede een kyk ons na k op k plus 5 gelyk aan 2 op k plus 3 minus 4 op k² plus 8k plus 15. So nou, die oomblik as daar breuke bykom, dan gaan jy 'n KGV moet kry. 'n Paar goed wat belangrik is wat jy moet onthou by breuke in vergelykings, is jou noemer mag nie 0 wees nie. Wat beteken die oomblik as jy 'n KGV kry, gaan jy hom moet beperk, né? Jy gaan moet sê daai ding wat jy 'n KGV gemaak het, kan nie 0 wees nie. Die ander ding waarvoor jy versigtig moet wees, is as daar minusse voor die breuk is, dan moet ons verkieslik daai bokant in 'n hakie sit. Want jy moet onthou, daar staan eintlik min 4, né? Nou as dit net 'n een term is, gaan dit nie verskil maak, jy gaan nie 'n fout hê nie. Ek sal nou vir julle wys wat gebeur as dit 'n twee term is en jy sit dit nie in hakies nie, dan is die hele ding verkeerd. Reg. Die ander ding is, in 'n vergelyking met breuke, gooi ons die KGV weg. Nou as jy hom klaar gekry het, jy skryf nie alles weer op die KGV nie. Die KGV val heeltemal weg nadat jy alles gemaal het met die KGV. Okay? So hierso gaan ons sê, ek gaan eers daai 3 terme met faktoriseer, so dit gaan wees k op k plus 5 is gelyk aan 2 op k plus 3. En dan sit nou so half logies wat hierdie 3 terme moet word, nê? Want jou KGV gaan 10 en daai twee goed wees. So as ek hom gaan faktoriseer, gaan hy word k plus 5 maal k plus 3. En dan is my KGV daai twee hakies, k plus 5, k plus 3. En die oomblik as jy jou KGV geskryf het, moet jy hom nou gaan beperk. So jy moet onthou om te sê k mag nie min 5 wees nie en k mag nie min 3 wees nie. Nou dis dieselfde as om daai hakies gelyk te stel aan 0 en dan te sê die antwoord is min 5 of min 3. Nou sê jy net hy mag nie dit wees nie. So aan die linkerkant, die k wat op k plus 5 staan, het reeds die 1/2 van die KGV, so ek moet net die k plus 3 gaan bysit. So dit gaan wees k keer k plus 3 is gelyk aan. Die tweede breuk is klaar op k plus 3, so hy kort 'n k plus 5. So dis 2 keer k plus 5. En die agterste 4 wat reeds op beide staan kort niks, so hy bly net 'n gewone 4. En dit op, die KGV is weg, né? Ek skryf dit nie weer op die KGV nie. Nou gaan ek inmaal, dan kry ons k² plus 3k is gelyk aan 2k plus 10 min 4. As ek daai gaan oorgooi, 3k min 2k is 1k en 10 min 4 was 6. En as jy dit oorgooi, kry jy min 6 is gelyk aan 0. Dan faktoriseer jy die faktore van 6 wat na 1 toe gaan, is k plus 3 gemaal met k minus 2. En dit beteken k is min 3 of k is min 2. Plus 2, ekskuus. Maar let net op, k mag nie min 3 wees nie, want dit was jou beperking by jou KGV. So as jy dit vergeet het, dan sou jy hier gestop het en gedink het jy's reg. Jy moet onthou hierso om by te sit, k mag nie min 3 wees nie, gaan dit hier langs aan sit, so jy gaan sê daai is nie van toepassing. Want as hy min 3 is, dan is een van jou noemers 0 en dan is die hele som ongedefinieerd. Maar jy sê, daar's mense met regte issues. First world problems, ons het nie 'n aircon nie. Okay, so daar is jou derde een, 20 op x² min 4, daar is verskil van vierkante as jy dit faktoriseer, né? X op 2 min x plus 2 op x plus 2 is gelyk aan 0. In terme van jou KGV gaan jy nou daai faktoriseer in twee hakkies. Hierso gaan jy moet onthou, jy moet daai eintlik omdraai, né? Want dit is veronderstel om dieselfde te wees as hierdie kant. So ek gaan daai x min 2 wil maak en om dit minus tussen twee tekens om te hou, moet ons die teken voor die breuk verander, né? So jy gaan daai plus in 'n min verander
daai omruil, jou KGV kry en dan van daar af aangaan. So ek gaan daarso my 20 op x² min 4 split in 'n x min 2x plus 2 as ek daai verskil van vierkante faktoriseer. Hierso het ons gesê ons gaan daai in 'n min verander sodat ek die onderkant kan omruil. En die agterkant is fyn, net so op x plus 2 gelyk aan 0. So nou gaan my KGV wees daai verskil van vierkante x min 2x plus 2. Jy moet onthou dit beteken x mag nie 2 wees nie en x mag nie min 2 wees nie. So hierdie 20 is reeds op die volle KGV, dit beteken ek kan hom net so hou. So ek hou die 20. Daai x kort die x plus 2 hakies, so dis x keer x plus 2. En daai in kort die x min 2 hakies, so dit is 2 keer x min 2 gelyk aan 0, dat die KGV val weg, né? En dit beteken x is min 4 of x is plus 4, wat nie een van my beperkings is nie, so beide daai antwoorde is geldig. X² plus 3x minus 8 op x² plus 3x gelyk aan 2. Nou, die probleem daarso is, as jy gaan sê die KGV is x² plus 3x, dan gaan jy hier opeindig met x mag 4. En jy weet nie hoe om x mag 4 te faktoriseer nie, so dan weet jy het 'n fout gemaak, dis iets wat jy mis. So wat jy hierso moet raak sien, is dis eintlik 'n k-metode som, want daai stukkie wat herhaal, kan jy gelykstel aan k. So jy moes gesê het, stel x² plus 3x gelyk aan k, want dan staan hier eintlik k minus 8 op k is 2, dan is die KGV k, so dis k² min 8 is 2k. Wat dan verander in k² min 2k min 8 is 0. Dan net by jou KGV moet jy hom beperk, om te sê k mag nie 0 wees nie. En wanneer jy nou hier vir k oplos, moet jy net check dat hy nie 0 is nie. Faktore van 8 wat by 2 gaan kom, is k min 4 maal met k plus 2, gelyk aan 0. So k is 4 of k is min 2. Wat nie volgens my beperking 'n probleem is nie, so ek gaan net van daar af aangaan. So jy moet nou net onthou, die som het nie k ingehaat nie, so jy moet altyd k gaan terugvervang met wat ook al jy k aangestel het, né? So k was x² plus 3x, dit beteken x² plus 3x moet 4 wees, so x² plus 3x min 4 is 0, wat faktoriseer as x plus 4x min 1 is 0, so ons kry x is min 4 of x is 1. Dan doen ons die ander kant, k gelyk aan min 2, ek gaan hom hierbo indruk, x² plus 3x is dan nou gelyk aan min 2, so x² plus 3x plus 2 is 0, so dit maak die faktore x plus 2, x plus 1 is 0, en dit beteken x is min 2 of x is min 1. So ek gaan dit net als hier onderskryf, dus jou antwoorde was min 2, min 1, min 4 en 1. Selfde gereël, as jy hierdie sou gemaal het ons gesê jy sou x3 mag 4 gekry het, dit beteken nog 4 antwoorde wees. So 'n gewone x vergelyking het 1 antwoord, 'n x² vergelyking het 2 antwoorde, x3 mag 3 het 3 antwoorde, x3 mag 4 het 4 antwoorde. Verstaan? So daar is my 4 antwoorde en dit geld volgens my beperking van k mag nie 0 wees nie. Gee ek vir jou 2x² plus 4x min 8 is 0. Die antwoord sê korrek tot 2 desimale syfers deur die vierkant te voltooi. Wat beteken, jy mag nie die formule gebruik nie. Jy kan nie daai ABC formule gebruik nie, jy moet die vierkant voltooi. So die eerste reël vir vierkantvoltooiing is, dan mag niks voor die x² staan nie. So ons gaan daai 2 moet wegvat. So ek maak dit eers, ekskuus nie, is gelyk aan nie, 2 keer x² plus 2x min 4 gelyk aan 0. So ek split eers dit op. Dis die eerste reël. Dan tel ons by helfte van die koëffisiënt van x. So die koëffisiënt van x op die oomblik is 2, helfte van dit gaan wees 1 wat jy moet kwadreer, né? So ek gaan dit net in 'n blokhakkie skryf. So jy het reeds x² plus 2x, dan plus jy by die helfte van daai ding gekwadreer. So jy plus by 1 gekwadreer en dan trek jy dit af ook en jy los die agterste getal net waar hy was. So daai stukkie sit jy net self by. So daarso het ons nou aan die voorkant 'n volkome 3 term. So daai 3 term sal perfek verander in 'n hakie kwadraat. Daai hakie gaan so lyk, x kom af, daai teken kom af en die 1 kom af, gekwadreer. Dan staan hierso 1 kwadraat wat net 1 is en nog min 4. Nou hierdie voorste 2 kon jy van die begin af net weggedeel het ook, né?
As daar nie 'n is gelyk aan is nie, dan moet jy hom uitfaktoriseer. As daar 'n is gelyk aan is, kan jy hom net deel. Dan gaan jy net sê 0 gedeel deur 2 val mos net weg. So ek werk eintlik net met die binnekant. En dan het ek nou aan die ander kant nog steeds 0. So dan staan daar x plus 1 kwadraat is gelyk aan 5. As jy die min 1 en die min 4 oorgooi, om van die kwadraat ontslae te raak, is dit plus min die wortel van 5. En dan om van die 1 ontslae te raak, is dit plus minus wortel 5 min 1. En jy los hom in wortelvorm as hulle sê deur vierkantsvoltooiing. Reg, as hulle sê korrek tot 2 desimale syfers, dan gaan tik jy nou net daai in. Maar gewoonlik sê hulle nie vir jou korrek tot 2 desimale syfers by vierkantsvoltooiing nie, want as hulle sê korrek tot 2 desimale syfers, kon jy net sowel die formule gebruik het. Verstaan? So gewoonlik vra hulle vierkantsvoltooiing om bietjie daai wortelwette van jou te ken, te kyk of jy dit kan doen. Gee ek vir jou 2x kwadraat min 5x plus 7 deur die vierkant te voltooi. So stap 1, kry die 2 voor die x kwadraat weg, né? Dan mag nie koëffisiënt wees nie. So ek gaan regdeur deel met 2. Al kan hulle nie deel deur 2 nie, jy moet deel deur 2. Dit is die eerste vereiste. Dus daar mag niks voor die x kwadraat staan nie. So of jy hom uitfaktoriseer en of jy hom deel, het ons gesê is dieselfde ding. As daar 'n is gelyk aan is, kan jy daai 2 wat jy uithaal tegnies weggooi, né? So nou het jy net daai stuk. Tweede reël vir vierkantsvoltooiing is plus by helfte van die koëffisiënt van x gekwadreer. En trek dit af, of jy kan sê jy plus dit aan weerskante. So ek gaan dit so omdoen. Baie van julle doen dit so. So kom ons gooi eers daai 7 op 2 oor ander kant toe. En dan plus ek aan weerskante helfte van die koëffisiënt van x. So die helfte van 5 op 2 is 5 op 4. Jy verdubbel net die noemer. Gekwadreer min 7 op 2 plus 5 op 4. Gekwadreer. So of jy aan die een kant optel en aftrek gelyktydig en of jy aan weerskante optel, dis dieselfde ding. Reg? En die rede hoekom ons dit gedoen het, is sodat hierdie 'n volkome 3 term kan word. So as ek my hakkies gaan maak, kom die x af, daai teken kom af en die 5 op 4 kom af. In 'n hakkie kwadraat en die ander kant kan jy nou net gaan vereenvoudig. Dis min 31 op 16. So x min 5 op 4 gaan wees plus minus die wortel van min 31 op 16. En jy sien daar's nou 'n probleem. So daarso gaan ons net sê geen reële oplossing nie. Want ons kan nie 'n minus onder 'n wortel hê nie. Dit is die probleem. Okay, nou vraag 7 sê hulle net los op tot 2 desimale plekke. 3x mal met x min 4 gelyk aan 5x kwadraat min 2. So as hulle niks sê oor vierkantsvoltooiing nie, dan doen jy nie vierkantsvoltooiing nie. Jy doen dit net as die vraag uitdruklik sê dit is wat jy moet doen. As hulle sê tot 2 desimale plekke, beteken dit ons gaan net ons gewone formule gebruik. So stap 1 is mal net eers in, so dit gaan word 3x kwadraat min 12x is 5x kwadraat min 2. So ons kry min 2x kwadraat min 12x plus 2 is 0. En ek regdeur deel met 'n min 2, dan word dit plus 6x min 1 is 0. Gaan ons 'n formule doen. So ons sê A is 1, B is 6 en C is min 1. Ek wil asseblief vir jy met hierdie byskryf, want dit dwing jou om te kontroleer dat jy die regte goed gebruik het wanneer jy die formule doen. So x is gelyk aan min b plus min die wortel van b kwadraat min 4ac. Alles op 2a. So ek kry daarso 0.16 of minus 6.16. Korrek tot 2 desimale plekke. Dit is rond altyd af tot 2 desimale plekke behalwe as die vraag iets anders sê. En dan moet jy dit mooi gaan raak lees, né? Baie keer sê die vraag rond af tot 1 desimaal en dan sien niemand dit nie, almal rond af tot 2 desimale en dan sit nog steeds verkeerd. Jy moet reg lees wat vra hulle. 3x kwadraat min 5 op x kwadraat min 3x min 4 min 2 gelyk aan 5x min 2 op x min 4 tot 2 desimale plekke op jou eie. Okay, so ek gaan daarso eers faktoriseer. X kwadraat min 5, hierdie gaan word x min 4x plus 1. So dan kan ek sê my KGV gaan wees x min 4 en x plus 1.
Wat beteken x mag nie 4 wees nie en x mag nie min 1 wees nie, nee? Wat beteken 4x² min 3x min 5 is 0. So ons weet A is 4, B is min 3, C is min 5, 1.55 of minus 0.80. Jy sal oorleef. Ek het swart aan, weet jy waarom is dit die lig? Ek gaan my handdoekie kry. Nou assistentjie wat staan met 'n sponsie. Ja, met die boom mic. Okay, vraag 9 lyk so. 3a² min a min 3 op 3a² min a minus 3 gelyk aan 4 op 3a² min a min 1. Onthou jy mag 'n stukkie van die som k maak, né? Dit hoef nie die hele ding te wees nie. Daai complicated deel wat herhaal kan jy k maak. Die enigste vereiste is basically nadat jy dit met k vervang het, moet k die enigste veranderlike wees. Dit help nie jy vervang iets met k en dan staan nog steeds iewers 'n a of 'n x of iets in nie. As jy sê maak jou substitusie k, dan moet die hele som net uit k's uit bestaan. Reg. So hierso staan dan nou eintlik k min 3 op k min 3 is 4 op k min 1. En nou lyk dit aansienlik eenvoudiger. So k gelyk aan min 3 of k gelyk aan 'n half. Nou onthou as jy hierso kom, vergelyk dit met jou beperking, né? Jy moet gaan kyk of dit ooreenstem met jou beperking. So hier staan dan nou eintlik 3a² min a is min 3. So 3a² min a plus 3 is 0. En aan daai kant, 3a² min a is 'n half. So 6a² min 2a min 1 is 0. Okay, nou wees net versigtig. Jou vergelyking bestaan nou uit a uit, né? Dis nie x nie. So wanneer jy jou formule gaan skryf, kan jy nie skryf x is gelyk aan min b wat ook al nie. Verstaan? Dus a is gelyk aan. Die ander ding wat nou triekie is, hierdie a waarde wat voor jou kwadraat staan, is mos nou eintlik a. Maar nou is die vergelyking ook a. So om daai dubbelsinnigheid te elimineer, gebruik ons hoofletters. So kom ons sê a is 3, b is min 1 en c is ook 3. En dan kan ek sê a gaan wees min b plus min b² min 4ac alles op 2a. En dan gaan jy nie die mekaar raak met watter a is nie. En dan kry ons daar geen reële oplossing. Want die diskriminant is negatief. Die stukkie onder die wortel kan nie uitwerk nie. Probeer ons die ander kant. Selfde storie. 0.61 of minus 0.27. Die enigste verskil by 'n wortelvergelyking is wat? Daar's 'n wortel, wow. Waar is dit? So jy kry eers die wortel alleen, dan kwadreer jy weerskante. So as jy 'n wortel kwadreer, dan is dit reg. Soms. Ja, dan kry ons x² plus x min 6 is 0. So as jy hom gaan faktoriseer hy in x plus 3, x min 2 is 0, wat beteken x is min 3 of x is 2. Wat fyn is, die enigste verskil by 'n wortelvergelyking is jy moet gaan toets. Jy moet gaan invervang en kyk watter een werk. So sê nou maar jy vervang min 3 hierso in, dan staan daar min 3 plus 7, wat 4 is, die wortel van 4 is 2, dan gaan aan hierdie kant staan min 3 plus 1 is min 2, so daai een is nie van toepassing. Die enigste een wat sal werk is die 2. Gewoonlik by wortelvergelyking werk net een van die 2, daar is gevalle waar beide sal werk, maar jy moet gaan toets. 3x min 1 gelyk aan die wortel van 4x min 7 plus 2x. So ek gaan eers daai 2x oorgooi, dan word hierdie net 'n 1x min 1, is die wortel van 4x min 7. So jy soek net daai wortel op sy eie, aan die een kant. Dan kan ek gaan kwadreer, so hierdie gaan word x² min 2x plus 1,
En daai gaan net word 4x min 7. Nie daai middelterm vergeet as jy 'n twee term kwadreer nie, né? So daar gaan staan x kwadraat min 6x. Daai is plus 7, so dit word 8 gelyk aan 0. En dan is die faktore min 4 en min 2. Om uit te kom by x is 4 of x is 2. So as ons 4 in vervang, dan staan daar 4 maal 4 is 16, 16 min 7 is 9, wortel van 9 is 3, en 4 min 1 is ook 3. So daai een sal werk. Dan kyk ons na 2. 4 maal 2 is 8, minus 7 is 1, die wortel van 1 is nog steeds 1, en 2 minus 1 is ook 1. So beide van hulle sal werk. So jy moet beide gaan toets, nie? Jy moet nooit sê, okay, die een werk, so die ander is nie van toepassing. Of die eerste een is nie van toepassing, so die ander een sal werk nie.